aand en baie welkom weer eens hier by nog 'n Sabbatse opening, 'n tyd waar ons nou kan rustig raak en vir 24 uur vergeet van alles, van al ons probleme en net tyd saam met die Here spandeer. Ek wil vandag so 'n bietjie gesels seker oor een van die mees gevreesde gedeeltes in die Bybel. En dan wil ek 'n bietjie kyk na hoekom hou ons die Sabbat? Ons hou die Sabbat omdat ons God wil leer ken, omdat ons tyd saam met God wil spandeer. Ons hou die Sabbat omdat God vir ons so gesê het. Nou die gevreesde gedeelte in die Bybel waarvan ek praat, is seker daardie gedeelte van Matteus 7 vers 22 en 23. En ons moet 'n bietjie kyk, wat is dit om God te ken? Vir God om ons te ken. Kom ons lees Matteus 7 vers 22 en 23. En dit lees: En baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie. En hier is vers 23. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En ek het al baie vir myself gewonder, maar hoe weet ek, God ken my tog? Hierso sê God dat, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Hoe kan ons seker wees dat God ons ken? Het ons 'n verhouding met God? Maar ken God ons? Ons weet die Bybel sê, God ken elke haar op ons koppe. God het jou geken nog voordat jy gebore was, toe jy nog in die moederskoot was. Maar hoe kan ons verseker weet dat ons nie hierdie woorde van God eendag gaan hoor nie, want tog sê hierdie mense, hulle het baie goeie goed in die Here se naam gedoen. Maar die Here het gesê, gaan weg van my af, want ek ken julle nie. En ek het gaan kyk in die Bybel, waar kan ons sien, en waar kan ons seker wees, dat ons nie eendag hierdie woorde by die Here gaan hoor nie. En die antwoord kry ons in 1 Johannes 2, vers 3 en 4. Ek lees vir ons. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. En dan gaan vers 5 aan en sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Dit sê hierso vir ons, as ons hom ken, dan sal ons sy gebooie bewaar. Is die Sabbat nie een van God se gebooie nie? Is dit nie een van die maniere wat ons kan wys dat ons God ken nie, dat ons 'n verhouding met God het nie? Tog is dit God wat wil hê dat ons moet tyd saam met hom spandeer. En die Sabbat is ook een van daardie tekens, die 4de gebod, om te wys dat ons die Here ken, want ons bewaar sy gebooie. En dan wil ek ook net weer van ons aanhaal van Openbaring 22 vers 14, hier aan die einde van die Bybel. Dan sê dit vir ons op die ou einde van die dag, wie is die mense wat die Here ken? Wie is die mense wat saam met hom die groot stad, die nuwe Jerusalem, eendag sal ingaan? En dit sê vir ons, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boon van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Die Sabbat gaan ons verseker nie red nie. Die hou van die Sabbat gaan ons ook nie red nie. Maar tog is die hou van die Sabbat is 'n teken dat ons daardie verhouding met God het. En waar ons daardie verhouding groei, en daardie verhouding kweek, 'n persoonlike verhouding. En dit is juis wat ons gaan red. Ek hoop julle het 'n mooi Sabbat verder,
'n veilige aand tot ons weer mekaar sien. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Ons dierbare God en ons hemelse Vader, watter voorreg is dit om U nie te ken nie. Here, ons hoor daardie woorde wat ons almal vrees in die Bybel, Matteus 7, waar U sê, vir hierdie mense wat goeie dinge in U naam gedoen het, gaan weg, want ek ken julle nie. Here, maar dankie vir die versekering wat U vir ons gee in 1 Johannes, wat ons moet doen om U te ken. Ons moet U gebooie bewaar, ons moet U gebooie lief hê. Ons dankie daarvoor en ons dankie vir die Sabbat. Baie dankie. Amen.